ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 169. Ek is professor Hans Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, dik spesifiek aan die 2 legkaart studiegids Bybels, A4 boeke, 500 bladsye dik, in kleur, wit papier, swart, wat die woord sê, rooi, hoe dit verduidelik is. Partykeer een lyntjie swart, hele bladsy rooi. En Jaffa al die eer. Daai boeke is natuurlik 'n moed vir elke Afrikaanse huisgesin. En as u vir enige iemand 'n geskenk wil gee, kry een van daai boeke. Begin by boek 1. En dan later boek 2, ons is nou besig met boek 3, wat ons glo die einde van die maand behoort uit te kom. Sou jy belangstel of enige inligting nodig het, of iets wil weet, 0722-367-124, gaan na my webtuiste, https://Jaffashua, AHVAHSAUA.co.za. As dit al die eerste keer is dat u na die reeks gaan kyk, is verskriklik welkom. Kom ons begin by deel 1. Deel 1 is so belangrik, want u het 'n magdom inligting reeds gemees. Uiters belangrik dat u ook sal inteken op die YouTube kanaal. Dit is gratis, dan kry jy al die verskillende kennisgewings. Ook die Engelse kennisgewings is baie belangrik. Ook ons YouTube, ons TikTok boodskappe, moet dit nie mis nie. Vernaamlik die een wat ek nou gedoen het laasweek oor die Bybelgenootskap van Suid-Afrika se feesvieringe oor die 1933 Afrikaanse Bybel wat hulle so promoveer het en wat ek hulle bietjie net geroer het om hulle dit glad nie meer druk en versprei nie. Gaan luister na die TikTok. Sou jy wil meer weet van dit, dan kan ons vir u die inligting gee. Skryfblok en pen byderhand is uiters noodsaaklik. Kom ons bid saam. Ons wil vanmôre weer vir u baie dankie sê, ons Vader, ons Elohim, Jaffa, vir hierdie bonatuurlike geleentheid om as bruid van Jaffashua reg oor die aarde by mekaar te kan wees, om deel te hê, nie te luister nie, maar om deel te hê aan hierdie Bybelstudie vanmôre. Spreek U in elkeen van ons sielsdimensie en gee vir ons ontvangbare ore om te hoor wat die Ruach HaKodesh vir ons elkeen wil sê. Ons dank U hiervoor in die naam bo elke ander naam. Die naam Jaffashua, volk van Jaffa sê halleluja. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat hierdie studie vir u 'n groot blessing gaan wees vanmôre. Ons is besig met Spreuke 13 vers 6. Ek gaan net om weer met die bietjie deel. Hy sê geregtigheid bewaar die regskapene van wankel. Wanneer ons voete in die spore van geregtigheid is, sal hy ons nie laat wankel of steier enigsins nie. Jaffashua sê, die wat Jaffa Vader in my hande gegee het, kan niemand daar uithaal nie. Wil jy op die beste plek in jou lewe wees? Vra vir Vader Jaffa om jou in die hand van Jaffashua te gee. Niemand kan jou daar nie uithaal. Nie as jou skoonmaak kan iets doen om te doen. Sorry Tannie se grappie. Iemand het nou die dag gesê, Prof, jy moet 'n verskriklike skoonmaak gehad het. Inteendeel, fantastiese mens gewees. Maar nou ja, dis maar ons maar 'n grappie maak. Jy weet, dis die verskil van om 'n Jaffis te wees en van godsdiens. Godsdiens is jy moet mooi, statig en reguit wees. En as daar 'n ding in jou neus is, jy so laf van hierdie krappery, jy wil sê kat, laat ons hom uithaal. Nee, as hy ons pla, dan haal ons hom uit. En ons gaan aan. Dis mens wees. Jy weet, die mense het so verleer by die Amerikaners om stroewig te wees en 'n sekere ding te doen, en dan by die tradisionele godsdiens al ons lewe. Ek was maar altyd the odd one out. Ek het maar nog al my lewe gedoen so wat die Ruach my lei. Eeue voordat ons by die
is die geopenbaarde woord gekom het in my lewe as jong pastoor en alles. En dit is wat Jaffa wil hê ons moet doen. Ons moet net onsself wees. Hoekom sal ons iemand anders wil wees? Hoekom sal ons iemand anders wil wees? Kom ons wees onsself. Weet jy wat? Dan kan Jaffa ons die beste gebruik in sy koninkrykswerk. Die woord sê, geregtigheid bewaar die regskapene van wandel, maar die goddelose bring die sondaar tot 'n val. Maar goddeloosheid, sonde, ongeregtigheid, bring die sondaar tot 'n val. Jy dink dat die sondaars, hulle het nie teëspoed nie, hulle het nie probleme nie. Weet jy wat die enigste verskil, hulle het niemand wat hulle kan nader nie. Ons, die woord sê, Jaffa se woord sê, Jaffa roep uit, hy sê, nader tot my, en ek sal julle tot julle nader. Jaffa sê, roep my aan in die dag van benoudheid. Wat is die kondisie? Nee, hy sê, ek sal jou uithelp. Wat is die kondisie? Ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. Ons kan na Jaffa en Jaffa nader, as daar probleme op ons pad kom. Want daar kom moeilikheid, ons het iemand wat ons aan vashou. Ons het die anker van ons lewe, die volëinder van ons geloof, die skepper van hemel en aarde, halleluja. En die sondaar, die godslonaar, die ateïs, die panteïs, die agnos, wat het hy in sy vanmôre? Hulle het niks. Hulle het absoluut niks om aan vas te hou nie. En hulle kry ook hierdie tipe aanslag. Hoekom? Want hulle goddeloosheid bring dit oor hulle self. Hulle goddeloosheid bring hulle leefstyl bring dit oor hulle self. Maar omdat ons Jafiste is, wandel ons in die geregtigheid van Vader Jaffa. En wil ons nie hierdie tipe gemors in ons lewens het nie. Ons wil nie hê dat daar goed in ons lewe moet wees waaroor die Ruach HaKodesh nodig het om ons oor aan te spreek nie. Verstaan nie wat ek sê? Hoekom? Want dit vertroebel die verhouding tussen my, tussen Jaffa en Jaffa ons Vader en ook die Ruach HaKodesh. Maar wanneer ons in harmonie kan beweeg, in die Ruach kan beweeg, wanneer ons sy stem kan hoor, wanneer ons Jaffa se liefde kan ervaar, wanneer ons Vader Jaffa se voorsienendheid in ons lewens kan ervaar. Wat 'n voorreg! Jy kan dit nie met geld koop nie. Ek wil vir sê vanmôre, dit wat ek hier ervaar in hierdie ateljee, kan jy nie met geld koop nie. Jy kan dit is onmoontlik. Hoekom? Want dit is iets wat in jou ingebore word. Wanneer jy tot wedergeboorte kom, wanneer die ou mens van sonde begrawe is, en jy waaragtig tot bekering gekom het, en 'n volle oorgawe gemaak het, dat daar niks is wat jy saam met jou een kant bære nie. Maar dat wanneer jy uit daai water uit opstaan, dat die woord kan sê, die ou ding het verbygegaan, kyk, alles in die lewe het nuut geword. Ek is meer as 'n oorwinnaar, ek is tot alles in staat, deur Jaffa wie my krag gee. Hoekom? Want ek met 'n volle versekering opgestaan in die Ruach, deur die bad van wedergeboorte. Die ou mens van sonde is begrawe, Romeine 6 vers 1 tot 12. Ek leef nie meer, die sê apostel Paulus, Jaffa lewe deur my. Maar die goddeloses, sy sonde en sy goed, bring hom tot 'n val. Hulle kom tot 'n val. Dit lyk glamorous en alles, maar die sonde haal hulle in. Halleluja. Nou, in vers 8, hy sê, die losprys vir die lewe van 'n mens is sy rykdom. Die losprys vir die lewe van 'n man is sy rykdom. Ons het nie rykdom nie. Ons rykdom is in Jaffa en in Jaffa ons Vader, in sy koninkryk. Maar die arme hoor geen dreigement nie. Dus hy die lig van die regverdige brand vrolik. Halleluja.
Jy weet, as ek na 'n Javis kyk, hy het altyd 'n smile. Hoekom? Al gaan ons ook deur moeilike tye, ons het 'n glimlag. Hoekom? Want daai moeilike tyd, daai moeilike ding, is tydgebonde. Dit gaan net vir so lank daar wees, dan sy weg. Want die woord sê, waar 2 of 3 saamstem op die aarde oor 'n saak, so sal dit wees. En as dit iets is wat ek nie kan skuif nie, dan het ek Javistiese boeties en sissies wat saam met my bid. Wat die woord sê, roep my aan in die oomblik van benoudheid. Ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. So wat doen ons vanmôre? Die lig van die regverdige, die bruid. Ja, die woord regverdige bly opkom. Die lig van die regverdige. Ons het niks anders te nie. Ons is wat? Ons is lampe, ekskuus tog. Ons is lampe. Die lig van die regverdige. So van daai lig die mot trek. So moet die lig van die regverdige vanmôre vrolik brand. Nie met 'n swaardheid, nie, ons brand vrolik. Hoekom? Want alles het nuut geword. En deurdat ek en u kan brand in vrolikheid en in blydskap en in heerlikheid, trek ons 'n sondaar. Trek ons iemand nader wat verlore is. Maar die lamp van die goddelose gaan dood. Hoe jammerlik. En dit is juis wanneer hierdie goddelose se lamp doodgaan, dat ek en u daar moet wees met die lig. Vir hom sê, waarom wil jy sterf in jou sonde? Dit was een van my slogans, as ek dit so mag noem, as jong pastoor in my lewe. Ons het geleer deur 'n klop, van huis tot huis stap en deur 'n klop. Vir mense vra, het jy al, daai tyd was Jesus, het jy al Jesus in jou lewe ontmoet en ontvang? Waarom wil jy in jou sonde sterwe? Dit was my slogan. Ek het altyd vir die mense gevra. Baie sal sê, maar ek het my kerk. Dan sê ek net, maar jou kerk kan jou nie red nie. En ek gaan nie eens oor Jesus praat nie, want dit is 'n baalgod. Ek wil sê, ken jy Yahshua? Het jy hom in jou lewe ontvang? Hoe mooi klink dit? Het jy hom in jou lewe ontvang? Weet jy, hy het jou vrygekoop van al jou sonde en ongeregtigheid. Weet jy dat die woord sê, hy het ook jou krankhede op hom geneem op kruishout van Golgotha. Jesaja 53 sê, my sonde en ongeregtighede en my krankhede het dit op hom geneem. Hy was stom soos 'n skaap voor sy skeerders. Hy het sy mond nie oopgemaak nie. Weet jy, jy het nie nodig om in jou sonde te sterwe nie. Maar hy roep jou aan. Hy roep jou aan vanmôre. En vir u vanmôre sê wie Javiste is, dalk het jy so 'n bietjie spoed verloor. Dit gebeur. Dit kan gebeur. Ons hardloop lewensreisies. Ons is in 'n lewenswedloop. En ons kan nie net dieselfde drafstappie hou ons lewe lank nie. Sou dit gebeur dat die omstandighede van die lewe veroorsaak dat jou spoed bietjie gebreek word? En jou vyand kom en vir jou sê, dis nie die moeite werd om 'n Javis te wees nie. Ek wil net sê, onthou net wat die woord ook sê, as jy terugdraai na jou ou lewe toe, is jy so 'n hond wat na sy eie braaksel toe gaan en dit vreet. So bly weg van dit af. Ek praat nie eers van dit nie. As jy voel jy is besig om spoed te verloor en die Satan is besig om jou te katrol,
Dink vir 'n oomblik waar jy was. Waar Jaffa u kom uithaal het deur die genadebloed van Jafashua. Waar hy vir u geplaas het. Ons is konings, seuns en priesters van Jaffa ons Elohim. Reus op hierdie aarde. Ons is nie bedelaars nie. Ons is die volksgenote van Jafashua se huishouding. Halleluja. Ons is mede-erfgename van die heerlikheid wat Vader Jaffa aan Jafashua, ons verlosser, beloof het. Hoe bevoorreg is ek en u nie vanmôre om te kan sê ons is mede-erfgename nie. Die lig van die regverdige brand vrolik, en ek wil vanmôre sê ek en u het iets om oor opgewonde te wees, om vrolik te wees, om 'n glimlag te hê, om te sê dis die moeite werd om Jafashua te dien. Maar die lamp van die goddelose gaan dood. Dit vat 'n tyd. Dit vat 'n tyd. Die lamp gaan dood. Hoekom? Want die woord sê dit is wreed om te val in die hande van 'n lewende Elohim. Ek wil nie sê van 'n lewende Elohim nie. Ek wil sê van die lewende Elohim. Jaffa die Almagtige. Wat 'n voorreg vanmôre dat ek en u deel kan wees van die koninkryksplan van Jaffa en dat ons lig vanmôre as regverdiges brand in 'n verlore wêreld. Kom ons wees vanmôre dit waarvoor Jaffa ons geroep het en dis is om uit te skyn in 'n verlore wêreld. Dat ander mense Jafashua in en deur ons lewe kan ontdek. Kom ons doen vandag die beste wat ek en u kan doen vir sy koninkryk. Tot môreoggend as dit Vader se wil is. Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.